Hallo julle, hierdie is ons tweede voorbeeld oor die fundamentele telbeginsel en ek kyk weer na die rangskikking van letters, maar hierdie slag het ek nou 'n baie langer woord gekies, die woord sterstudente, want dis wat ek hoop julle almal gaan word. Goed, in hierdie voorbeeld gaan al die letters wat herhaal word as identies beskou word. Met ander woorde, dit gaan ons aantal rangskikkings minder maak. Goed, die eerste vraag sê bereken die aantal maniere waarop het gerangskik kan word. Die tweede een wil ek hulle hê, ek moet met 'n N begin en by die laaste een moet ek met 'n T begin en eindig. Kom ons val weg. Goed, bereken die aantal maniere wat die letters gerangskik kan word. Nou die eerste ding wat jy gaan doen, is om die letters te tel. En jy kan hulle maar tel, jy sal sien daar is 12 letters. En dan moet jy kyk na herhalings. Nou hierdie een hieronder het ek los letters, sodat ek hulle by mekaar kan sit soort by soort. Dan kan ons nou maklik sien hoeveel van elke een ons het. Hier's nog 'n T, daar's nog 'n E. So dit wat herhaal is 2 S'e, ek het 3 T's en ook 3 E's. Nou weet ek het 12 letters, so vir my eerste keuse vir my 12, ek het reeds die 12 lyntjies daar geteken, gaan ek uit enige van die 12 kan kies, dan enige van die 11, enige van die 10, en so gaan ek aan totdat ek by 1 kom. So, die rangskikkings gaan 12 fakulteit wees. Maar dit is as die letters nie as identies beskou word nie. As hulle as identies beskou word, dan moet ons kompenseer vir hierdie herhalings. So ons gaan hulle minder maak met 2 fakulteit vir die S, wat ons gaan maal met 3 fakulteit vir die T en met 3 fakulteit vir die E. En as jy dit uitwerk op jou sakrekenaartjie, ek het gekry 6652800, wat 'n verskriklike groot getal is vir die aantal letters, die aantal moontlikhede hoe hierdie letters rangskik kan word. Kom ons gaan na vraag B toe. Vraag B sê bereken die aantal maniere wat die letters gerangskik kan word as dit met 'n N moet begin. So, ek moet my N vat en ek het net 1 N en ek moet hom daar sit. Dis vir daardie plek het ek net 1 keuse. Daar's niks anders waaruit ek kan kies nie. En dan bly daar natuurlik 11 letters oor vir hierdie 11 plekke. In my 11 letters het ek nog steeds 2 S'e, ek het nog steeds 3 T's en ek het nog steeds 3 E's. So my aantal rangskikkings gaan wees 11 fakulteit, omdat ek nou, daar's 1 maal en hierdie 11 plekke gee my die 11 fakulteit, maar nie ten volle nie, want ek moet weer kompenseer vir herhalings, ek moet deel met 2 fakulteit, dan maal ek onder die lyn met 3 fakulteit, en nog 'n slag met 3 fakulteit. So 11 fakulteit gedeel deur 2 fakulteit gedeel deur 3 fakulteit en nog 'n 3 fakulteit gee vir my 5, 5, 4, 4,
So nog steeds 'n groot klomp moontlikhede. Vir nommer C moet ons nou bereken die waarskynlikheid. So hulle vra nie hierdie slag die aantal maniere om die letters te rangskik nie, maar die waarskynlikheid dat die rangskikking met 'n T begin en eindig. Maar ons weet dat waarskynlikheid is mos die aantal maniere wat ek dit met 'n T kan begin en eindig, gedeel deur die totale aantal maniere. So, ek het nog steeds nodig om te weet, wat is die manier, of hoeveel maniere is daar, om met 'n T te begin en te eindig. So, kom ons kyk eers daarna. Ek gaan met 'n T begin, en ek gaan met 'n T eindig. So, hoeveel keuses het ek hier? Net 1 en net 1. En miskien sal julle vir my sê, nee, maar daar's 3 T's, ek het 3 keuses. Nou onthou, as ek 3 keuses daar wil insit, dan gaan dit 3 faktoriaal vir my gee, soos wat ek hier het, en dan moet ek kompenseer, want daar was 3 T's, en ek gaan weer deel deur 3 faktoriaal en dis 1. So jy hoef jou nie hieroor te bekommer nie, daar's altyd net 1 manier hier en 1 manier daar. Goed, nou hier bly hier 10 spasies oop en 10 letters. So dit sal gaan 1 maal 10 fakulteit gedeel deur, en ek moet kompenseer vir die herhalings. Daar is 2 S'e en daar is 3 E's. So onder die lyn gaan ek met 2 fakulteit en 3 fakulteit. Ek gaan hulle met mekaar vermenigvuldig, maar dit gaan wees 10 fakulteit gedeel deur 2 fakulteit maal 3 fakulteit. Goed, dan niks anders word herhaal nie. Jy sien, my T's word nou nie meer herhaal nie, so ek het net daarin nodig. En dan vir my laaste plek, weet ek, dit is maar weer net 1 moontlikheid. En as ek dit gaan uitwerk, dan kry ek 302,400. So, wat is die waarskynlikheid nou dat ek met 'n T begin plus eindig? Ek wil daarmee begin en ek wil daarmee eindig. Dit sal die aantal maniere wat ek met 'n T kan begin en eindig, en dit is wat ons nou net getel het. Dit is 302,400 maniere, en dan moet ek dit deel deur die totale aantal maniere wat ek in nommer A uitgewerk het, dis 6,652,800, en as jy dit op jou sakkerekenaartjie doen, is die antwoord 1 op 22, wat jy maar net so as 'n breek mag los. Ek wil net eers hier skryf, die waarskynlikheid vir 'n spesifieke gebeurtenis, kom ons noem nou maar die gebeurtenis E, is mos die aantal moontlikhede, die aantal uitkomste vir gebeurtenis E, gedeel deur die totale aantal uitkomste, waar daai S nou maar my steekproef is. So, dis presies wat ek hier gedoen het. My E, my vereiste nou om 'n E te wees, en daai gebeurtenis te wees, is ek moet begin en eindig met 'n T. En my totale aantal uitkomste is my totale maniere wat ek al die letters kan rangskik, en dis wat ek daar het, en daarom is dit 1 op 22.